Jesus die oorwinnaar. Want Jesus het oorwin aan die kruis, is dit nie so. En omdat Jesus oorwin het, is die oorwinning daar vir elke een van ons. Jesus die oorwinnaar. Ons skriflesing is Johannes 20, vers 18 tot 31 en dan 21 vers 1 tot 17. Ek gaan 'n gedeelte nou lees en dan gaan ons die res, gaan ons soos wat ek aangaan met die boodskap, sal ek die res van die versies lees. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Wat het hy vir haar gesê? Hy het vir haar gesê, ek vaar op na my Vader en na julle Vader en my God en julle God. Dis wat Jesus vir haar gesê het. Gaan sê dit vir die disippels. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here gesien het. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Tot sover. Die res van die versies sal ons lees soos wat ons aangaan met die boodskap. Kom ons bid net saam. Heiland, baie dankie vir die voorreg om vanoggend weer na u woord te kan luister. Dankie Jesus dat u lewe. Dankie Jesus dat u oorwin het. En dankie Jesus dat die oorwinning daarom aan ons behoort. My gebed is dat u vanoggend tot elkeen van ons sal spreek. Gee dat ons werklik ons harte sal oopstel, sodat die saad wat gesaai word, dat dit sal groei. Maar laat aangesien ek nie 'n woord uit my eie kan spreek nie. Daarom kom ek na u toe. Ek vra Heilige Gees dat u weer eens vanoggend deur my sal spreek, sodat die woord sal lewe. Sodat die woord sal bereik dit wat ons Hemelse Vader gewil het. As daar enige mag is wat u wil terughou vanmôre, breek ek daar die mag in die naam van Jesus Christus. Amen en amen en amen. Ons sien dat Jesus het eerste aan Maria verskyn en Maria was so opgewonde daaroor dat sy kon nie wag om dit met die disippels te deel. Maar toe sy die goeie nuus aan die disippels oordra dat Jesus leef, glo hulle. Jesus leef. Hy het met my gepraat. Ek het hom gesien. Hy het self met my gepraat. Hy het 'n boodskap vir julle. Hy lewe. Maar niemand glo dit. Ek weet nie of jy kan onthou die dag toe Jesus die eerste keer die lewe aangeneem het nie. Hoe dat jy Jesus ervaar het. En jy weet Jesus lewe. En vandag ook, nie van u wat in 'n verhouding tot die Here lewe. Ons weet Jesus leef. Hy is in ons lewens teenwoordig, ons voel dit, ons beleef hom. Hy praat met ons, hy spreek tot ons. Hy's altyd daar. En dan wanneer ons getuienis uitleef en ons gaan vertel vir ander van Jesus en wat hy vir jou doen en dat hy lewe, dan glo hulle dit nie. Waarom glo hulle dit nie? Want hulle glo nie die woord van God nie. Wat was die probleem met die disippels? Waarom het die disippels nie geglo nie? Die rede
waarom die disippels nie geglo het nie, was omdat hulle nie geluister het toe Jesus met hulle gepraat het. Jy sien, voordat Jesus aan die kruis sou sterf en hy uit die dood uit opgewek sou word, het Jesus die disippels gewaarsku, hy het vir hulle gesê, dit is wat gaan gebeur. Hy sê, ek gaan my lewe af lê, ek doen dit uit my eie, niemand neem my lewe van my nie. Ek doen dit, maar ek neem op my lewe terug. Niemand kan dit van my wegneem nie. Ek gaan uit die dode uit opstaan, het Jesus vir hulle gesê. Maar hulle het dit nie verstaan en nie geglo nie. Want as hulle geglo het, sou hulle geweet het wat Maria sê, is die waarheid. Markus 14 vers 26 tot 28. En toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Toe sê Jesus vir hulle, sal julle almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooid word, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Soos die disippels nie geglo het nie, is al miljoene mense vandag wat nie glo nie. En omdat hulle nie glo nie, mis hulle die enigste lewe wat daar werklik is. Hulle mis die ewige lewe. Hulle mis die ware lewe. Die lewe van vreugde en vrede in Jesus Christus. Dis wat hulle mis. Maar kom ons kyk wat het gebeur. Die disippels het nie geglo nie. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, dis vers 19, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Vrede vir julle. Nou hierdie was die eerste vergadering van die disippels na Jesus se kruisiging, waar Jesus ook daar teenwoordig was, waar Jesus aan hulle verskyn het, en net so vir interessantheid, dit was op 'n Sondag. Die deure was gesluit uit vrees vir die owerhede, omdat hulle bevrees was dat die owerhede hulle ook sou vang en hulle ook tereg sou stel, soos wat hulle met Jesus gedoen het. U sien, omdat hulle Jesus nie geglo het, het hulle nou gevrees. En omdat hulle gevrees het, het hulle self toegesluit. Anderwoorde, hulle het nie vryheid gehad. Hulle was bang. Hulle was gebind. Die vyand het hulle vasgehou, want hulle het gevrees. En hulle vrees het gekom, omdat hulle nie geglo het nie. Nou is hulle toegesluit. Baie keer het ons vrese, omdat ons nie glo wat die woord van God vir ons sê nie. Ons glo nie wat Jesus vir ons sê nie. As die woord van die Here vir my sê, moenie bekommerd wees nie, jy is in my hande. Niemand sal jou uit my hande uitruk nie. Dan moet ons dit glo. As die woord van God vir ons sê, hy sê, ek sal vir julle voorsien. Dan moet ons glo, hy gaan vir ons voorsien. Maak nie saak hoe te mekaar dit is nie. Maak nie saak in watter situasie die duiwel jou op hierdie stadium wil probeer indwing nie. Al wat u en ek moet doen is om te glo. Maar die oomblik wat ons nie meer glo nie, begin ons om te vrees. En die oomblik dat ons vrees, is ons gebind. Nou is jy gebind. Nou beweeg jy nie meer die krag van God nie. En jy raak bang. En hoe banger jy word, hoe meer slaag die vyand om jou geloof, of om jou te beroof van jou geloof. Vrese. Daarom, kinders van die Here, daarom, hou die oë op Jesus. Turn your eyes upon Jesus. En Jesus sal daar wees vir jou. Hy is daar vir ons, ongeag ons omstandighede.
Maar ons sien hoe Jesus skielik in hulle midde gestaan het, vers 20, Johannes 20 vers 19c. En Jesus het gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Nou die woord van die Here sê nie vir ons presies hoe Jesus daar gekom het nie. Al wat ons kan aflei is dat Jesus baie skielik en vinnig daar verskyn het. Die deure was gesluit gewees, maar Jesus het in hulle midde gestaan. U sien, Jesus het die disippels geken. Jesus het hulle harte geken. Hy het hulle vrese geken. En daarom kom Jesus en hy spreek sy vrede oor hulle af. Net so ken Jesus u en my omstandighede. Hy ken my vrese. Hy ken my angs. Hy ken my twyfel. Hy weet wie ek is. Hy ken ons beter as wat ons onsself ken. Prys die Here. Prys die Here daarvoor. En Jesus het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Nou, wat 'n vrede het Jesus hier oor hulle afgespreek. Hy sê, my vrede vir julle, vrede vir julle. Vrede, omdat julle kan weet, ek lewe. Ons kan vrede hê, omdat Jesus lewe. En omdat hy lewe, spreek hy sy vrede oor hulle af. Het vrede, moenie meer vrees nie, want ek lewe. En net so sê Jesus vanoggend vir elkeen van ons, moenie vrees nie, ek lewe. Ek lewe. Partykeer as ek, soos vanoggend dan sê en ek weer 'n skoolvakansie en so, maar as ek so hartseer is, die kerk so leeg is, en ek bid en ek sê, Here, waarom? Maar die Here sê, kyk maar op na my. Kyk jy op na my en vertrou my. Jesus het hulle geken. Jesus ken vir u, Jesus ken vir my. En weet jy wat? Op die regte tyd was Jesus daar vir hulle. Toe hulle op hulle bangste was, toe die nood op die grootste was, toe hulle vrese so groot was, dat hulle self toegesluit het, toe is Jesus daar. Om wat te doen? Om weer vir hulle vrede te gee, om weer vir hulle die sleutel te gee, en te sê, sluit oop die tronk waarin jy vasgevang is, moenie meer vrees nie, daar's 'n lewe wat ek lewe. En dis wat Jesus vanoggend vir u en vir my sê. Kind van die Here, vriendin, dit maak nie saak wat jou omstandighede is. Moenie vrees nie. Vertrou God. Hy's daar. En hy's nooit te laat nie. Nooit nie. Op die regte tyd was Jesus daar om hulle te bemoedig. Hier sit hulle by mekaar, hulle hou vergadering. En hulle is so bang. En Jesus kom en hy sê, vrede vir julle. Vrede vir julle. Ek lewe. En Jesus sê vandag vir u en vir my, hy sê, vrede vir julle. Ek lewe. Ek lewe. Halleluja. Halleluja. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle die hande, vers 20, en sy sy, en die disippels was bly, toe hulle die Here gesien het. Hier wys Jesus vir hulle sy hande, sy voete, sy heup, wat met die spies gesteek is. En hy wys vir hulle, dat ek werklik lewe, ek is werklik hier saam met julle, ek is nie net gees nie. En die woord van die Here sê vir ons, en die disippels was bly, toe hulle Jesus gesien het. Hulle was bly toe hulle sien, hulle meester lewe. Kinders van die Here. En Jesus sê vrede vir julle. Hulle het besef die meester lewe. En omdat hulle nou besef die meester lewe, kon hulle sy vrede ervaar.
was bly toe hulle die Here gesien het. En die Here wil hê ons moet vandag hom raak sien. Maak nie saak wat jou omstandighede is. Sê die Here vandag vir u en vir my. Ek wil hê julle moet my raak sien. Ek wil hê julle moet sien dat ek lewe. Die disippels toe hulle dit sien en dit besef, was hulle bly gewees. En die blydskap sal so groot wees wanneer die dag besef dat Jesus werklik lewe. Jesus lewe werklik. Hulle was bly toe hulle die Here gesien. Kan jy onthou hoe opgewonde was u toe Jesus die eerste keer die lewe aangeneem het? Hoe bly was jy? Is dit nie? Jou vreugde was so groot. En vandag wil die Here hê, ons moet hom nog sien. Vir baie kinders van die Here het Jesus gesterf. Baie lewe het hy vir hulle 'n dooie God geword. 'n Jesus wat nie daar is nie. En nou wil die Here weer eens vir u wys, maar ek is daar. Ek lewe. En as jy dit kan sien, sal jy ook soos die disippels blydskap kan hê. En die blydskap sal so groot wees, dat jy nie kan stil bly nie. Jesus het weer vir hulle, vers 21, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nou daar is 'n rede waarom Jesus 'n tweede keer sy vrede oor hulle uitgespreek het. Die eerste keer toe Jesus sy vrede oor hulle uitgespreek het, was omdat hy sy vrede oor hulle uitgespreek, want ek lewe. Julle kan vrede hê, want ek lewe. En die tweede keer spreek hy sy vrede oor hulle uit, want jy het die voorreg om uit te gaan en my woord te verkondig. Jy het die voorreg om 'n getuie vir Jesus Christus te wees. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook vrede vir julle. En kinders van die Here, ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar wanneer jy 'n getuie vir Jesus Christus is, wanneer jy besig is met die dinge van die Here, dan is jou vrede wat jy het soveel groter, is dit nie so nie? Wanneer jy betrokke is met die dinge van die Here, dan is die vrede wat die Here vir jou gee so groot. Daarom, kom ons wees betrokke met die dinge van die Here. Kom ons wees getuies vir Jesus Christus. So wil jy Jesus se vrede ervaar? Gaan uit. Wees 'n getuie vir Jesus Christus. Leef vir Jesus. Kry die karakter van Jesus in jou lewe. Ons sal vrede hê. Weet jy wanneer het die mens vrede? Wanneer hy gewillig is om 'n diensknegt of 'n diensmaagd te word. Anderswoorde, wanneer ek gewillig is om te dien. Is jy gewillig om te dien? Of wil jy gedien word? Jesus sê, ek wil hê julle moet dien. Julle moet my diensknegte wees, my diensmaagde wees. O, en dan gaan julle vrede so groot wees. Maar voordat ons kan uitgaan en betrokke kan wees met die dinge van die Here, moet ons eers die Heilige Gees in ons lewens hê. Sou die saamstemmend uit ons eie is ons dood. Vers 22, en nadat hy dit gesê, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. So Jesus het sy vrede oor hulle afgespreek, toe ek Jesus aangeneem het, en ons Jesus ontmoet het hy sy vrede oor ons gebring. Maar die woord van die Here sê dit vir ons. So ons het die vrede van die Here. En nou het ons die opdrag, gaan uit as julle my vrede nog meer wil ervaar. Gaan uit. Maar voordat ons kan uitgaan, moet ons met die Gees van die Here vervul. Want jy sien, die mens sonder die Heilige Gees is dood. Geestelik is ons
verkondig. Nou, vers 22, en nadat het gesê, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As ons na Genesis 2 vers 7 kyk, dan sien ons hoe God die mens geskape het, maar die mens was dood. Daar was net 'n liggaam wat daar gelê het. En God het gekom en het sy asem in hulle ingeblaas. En toe hy sy asem in hulle blaas, in alom blaas, toe word hy 'n lewende wese. Toe lewe hy. Jy sien nou die asem van God nodig gehad. Net so het ons die Heilige Gees nodig as ons wil lewe. As jy wil hê jou gees moet lewe, het jy nodig dat die Heilige Gees in jou lewe inkom. En nou wanneer die Heilige Gees jou lewe beheer, nou lewe jy. Jy sien? En wanneer die Heilige Gees jou lewe beheer, gaan jy die Here se vrede ervaar. Waarom? Want jy gaan doen wat die Here wil hê jy moet doen. Ons gaan betrokke wees by die dinge van die Here. Ek gaan nie meer my eie ding doen nie. Ek gaan vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Sonder die Heilige Gees is ons dood. Daar's baie mense wat in die kerk sit en hoor die woord, maar die woord gaan by die een oor in en die ander oor uit. Want die woord is van hulle dood. Jy sien, as jy nie die Heilige Gees in jou lewe het, jy sal die woord dood wees. Daarom moet ons by Jesus uitkom. Toe Jesus by die disciples uitkom en hulle glo, toe het hulle sy vrede ervaar. Wanneer u en ek en Jesus is vandag daar, hy lewe, en hy is daar vir elkeen van ons. En as ons belewe, of as ons glo hy lewe, nou sal ons sy vrede ervaar. Die mense wat nie die Heilige Gees in hulle lewe het, dis die mense wat in die kerk sit, en hulle besig met al hierdie verkeerde dinge, en hulle is besig om af te breek. In die wêreld leef hulle nog steeds soos die wêreld. By sy werk weet niemand eers as 'n kind van die Here nie. Ek het in die verlede baie keer gesê, hulle is FBI, hulle is geheime agente. Hulle is geheime agente. Vir 33 jaar dien ek die Here en ek het dit reg gekry en niemand weet ek is 'n kind van die Here. Wow! Dis goed, suster. Niemand weet ek is 'n kind van die Here nie vir 33 jaar. Ek is een van die beste geheime agente wat daar is. Kom ons wees nie geheime agente nie. Kom ons wees stryders. Kom ons wees vegters. Kom ons staan vir Jesus. Nou kom Jesus en hy spreek verder tot hulle. Hulle moet nou uitgaan en die woord van God verkondig. En dis wat die opdrag ook aan ons is. Wees my getuies. Maak disippels. Nou kom Jesus en hy sê vir hulle, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Wat sê Jesus hier? Sê hy vir hulle nou 'n mens vergewe nou sondes en nie meer Jesus nie? Het 'n mens die mag en die gesag om te kan sê, ek vergewe jou nie, of ek vergewe jou? Nee. Dis nie wat hierdie gedeelte beteken nie, en dis nie wat Jesus daar sê nie. Wat sê Jesus? As julle die mense hulle sondes vergewe, dan is dit hulle vergewe. Nou, wat Jesus eintlik hier vir hulle sê, is dat wanneer julle as kinders van die Here uitgaan en julle bring my woord, julle verkondig die evangelie, onthou dit was nou die opdrag aan hulle, en julle doen wat ek sê, en julle bring die woord van God, julle verkondig die evangelie, jy bring Jesus aan die mense, en hulle verwerp dit. Kan jy spreek, en sê jou sondes is nie vergewe. Want jy het Jesus nie aangeneem. Maar as jy Jesus aangeneem het, het jy die reg om te spreek en te sê jou sondes is vergewe. Jy bring die woord van God aan iemand en hy aanvaar dit, hy neem Jesus aan, hy gee sy lewe aan Jesus, hy vra om vergifnis. Kan die persoon wat uitgegaan het en die woord gebring het vir hom sê, jou sondes is vergewe.
Daarom kan u uitgaan. En wanneer u saam met iemand gebid het, hoef u nie bang te wees om te sê, jou sondes is vergewe nie. Sy sondes is vergewe deur Jesus Christus. En jy kan dit spreek. Dit is wat Jesus hier sê. En as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Wanneer ons die evangelie verkondig en mense verwerp het, dan kan ons verklaar dat hulle sondes nie vergewe is nie. Baie mense wil Jesus deur werke probeer aanneem. Werke beteken niks. Jy kan doen wat jy wil. Jy kan so hard werk soos wat jy wil. Jy het Jesus Christus nodig. Slegs deur die bloed van Jesus is daar vergifnis van sondes. So jy kan nie 'n kind van God wees as jy nie by Jesus uitgekom het nie. Thomas wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Nou hier sal jy sien, onthou nou, hier praat Johannes nog van 12 disippels, terwyl Judas reeds dood was. Maar jy moet onthou die boek van Johannes is eers geskryf nadat Matteus as disipel gekies is. So hy was een van die 12. Dis nou eintlik wat hy sê. So dis nie dat die woord van God hom weer spreek nie. Johannes 20 vers 25, die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Nou hier is so 'n groot les vir u en my, hier in hierdie gedeelte. Die disippels was by mekaar om te vergader, sê die woord van die Here. Hulle het 'n vergadering gehad, toe kom Jesus en Jesus is deel van die vergadering, deel van die kinders van die Here. Maar omdat Thomas nie daar was nie, het Thomas 'n baie groot geleentheid gemis. Hy het Jesus gemis, want hy was nie tussen die kinders van die Here nie. Hy was nie daar waar die kinders van die Here by mekaar gekom het nie. Hy was nie daar waar die disippels was nie. As hy saam met hulle was, sou hy Jesus beleef het en hy sou geglo het. Maar nou, omdat hy nie daar was nie, mis hy die grootste geleentheid. Hy mis die grootste gebeurtenis. Hy mis Jesus Christus. Weet jy hoeveel kinders van die Here kom op 'n Sondag nie op na die huis van die Here nie? En hulle mis Jesus. Hulle mis dit wat Jesus miskien vir hulle wou doen. Hulle mis 'n wonderwerk. Hulle mis 'n ontmoeting met Jesus. Hulle mis 'n woord wat die Here dalk spesifiek net vir hulle gehad het. Hulle mis dit, want hulle was nie in die vergadering van die kinders van die Here. En wat het gebeur omdat hy nie daar was nie? Die woord van die Here sê, Thomas het nie geglo nie. Wat gebeur wanneer u en ek begin wegbly uit die huis van die Here en ons kom nie op na die huis van die Here? Jy begin jou geloof verloor. Bly maar eerste keer weg, tweede keer, derde keer, vierde keer, later kom jy meer op na die huis van die Here toe. En jy mis Jesus. En jy verloor jou geloof. Daarom kinders van die Here, is al vir my so 'n belangrike les hierin, dat ons as kinders van die Here getrou moet wees om die byeenkomste, die samekomste van die kinders van die Here by te woon. Anders mis jy dalk Jesus. Anders mis jy dalk dit, iets so groots wat Jesus vir jou wou doen. Het jy al agtergekom? Weet jy, ons almal gaan dit deur. Ek het al genoem as van die Sondag siekte. Sondagoggend 8:00 dan begin jy, dan voel jy glad nie lekker. So jy moet in die bed bly, en 9:00 wanneer die kerk begin het, dan begin jy baie beter. Dan staan jy later, en jy voel soveel beter, jy staan op, en jy kan eintlik see toe gaan broer.
En nou staan jy op en jy kan see toe gaan jy gekuier. Is 'n snaakse siekte. En dan in die aand, net voordat die diens begin, so 'n uur voor die tyd, weet jy, daar slaan daai siekte weer toe. Dan voel jy so misslik. Jy kan amper nie staan nie. Jy gaan huis toe, jy gaan lê op die bed. Uitgeput. Maar die siekte hou nie lank aan. Wanneer die diens begin, weet jy, ewe skielik gebeur huis, en jy voel soveel beter. Ag, en jy staan op en jy is sommer vrolik en jy kuier lekker saam met jou familie en vriende. Kinders van die Here, kom ons wees getrou. As jy 'n beter plek as jou huis van die Here. Of waar die kinders van die Here bly mekaar. Die ander disippels sê vir hom, ons het die Here gesien, maar hy glo dit nie. Hy glo dit nie. Ongeloof bring ons afgrond. Ongeloof bring ons afgrond. Dit maak dat ek my geloof verloor. Ongeloof is in elk geval klaar ongeloof. Maar wanneer ek nie opkom na die huis van die Here toe nie, dan begin ek my geloof heeltemal verloor. So miljoene kinders van die Here sit in die kerk. Baie van die kinders van die Here. Ja, baie van die kinders van die Here kom nie op na die huis van die Here toe nie. En hulle mis Jesus. En hulle glo nie dat hy lewe. En ek wat vanoggend hier is, ons weet Jesus lewe. Prys die Here. Wie van die glo Jesus lewe? Glo jy dit? Jesus lewe, waarom kan jy dit sê? Want hy lewe in ons lewens. Hy beheer my lewe. Luister mooi, vers 26 en 8 dae daarna, as sy disippels weer binne, hierdie keer was Thomas saam. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Weer eens, 8 dae later, weer eens is dit op 'n Sondag. Die opstanding van Jesus was op 'n Sondag. Die eerste vergadering was op 'n Sondag. Hierdie keer was Thomas ook daar. En die vrede wat Jesus hierdie keer uitspreek, is 'n vrede om regverdig te verklaar. 'n Regverdig verklarende vrede. Thomas, al het jy nie geglo nie, nou, ek spreek jou vry. Vrede vir julle. Jy sien, dit was nodig dat hy ook in die vergadering van die Here moes wees, om saam met die kinders van die Here te wees, sodat hy Jesus kon sien, en sodat hy Jesus kan ervaar. Net so is dit vir ons nodig, om in die vergadering, om saam met die kinders van die Here te wees, sodat ons Jesus kan ervaar. Dat ons hom kan sien en kan beleef. So as kinders van die Here by mekaar kom, dan beleef hulle die Here Jesus Christus. Dis wat ek nou wou sê. Nou, party oggende, jy sien lus om kerk toe te gaan. Die duiwel werk op daai manier. So nou besluit jy op die einde, nee, ek sal maar gaan. Ons almal was al. Ag nee, ek wil maar vanoggend net 'n bietjie laat slaap. Is dit net ek wat al daar was? Was nie almal al daar? Ek dink ons almal was al daar. Nou, ek wil nog net so netjie saam, maar joh, kyk die Heilige Gees praat met jou. En jy weet, kyk nee, ek gaan eerder. Dan staan jy op, maak dit nie saak hoe mislik jy voel nie. Maak nie saak hoe siek jy voel. Nou staan jy op, en jy gaan kerk toe. En wanneer jy daar uit die diens uitkom, wanneer jy daar weggaan, dan het jy die vrede van die Here. Is dit nie so nie? Jy voel soveel beter, dis net nie waar nie. Ek beloof jy, dit is met my was het nog altyd so gewees. Maar wanneer jy by die huis sou bly, en jy het nie opgekom na die huis van die Here toe. Hoe voel jy? Diep in jou hart, hoe voel jy? As ons nou eerlik met onsself is, weet jy hoe voel ek? Ek voel lief.
iets gemis. Ek het iets gemis. Dan voel ek eers mis. En sommer die hele dag voel ek mis. Daarom kinders van die Here, kom ons doen moeite, kom ons kom op na die huis van die Here. Want dit is waar Jesus iets vir u het. Alles het net 'n woord van bemoediging. Dit kan iets baie groters wees. Dit kan 'n wonderwerk in jou lewe wees. 'n Wonderwerk wat jy nooit ooit verwag het nie. So, hierdie keer was Thomas daar. En hierdie keer ervaar Thomas Jesus. En hy ervaar ook Jesus se vrede. En weet jy wat? Niemand het vir Jesus gaan sê, Thomas het gesê, hy glo dit nie. Niemand nie. Maar Jesus verskyn nader in midde. En Jesus sê vir Thomas, Thomas, kom hier. Kyk my hande, kyk my voete, kyk my sy. Kom, sit jou vinger in my hande. Druk jou hand in my sy. Die woord van die Here sê nie of hy dit gedoen het of nie, ons lei af, hy het dit nie gedoen nie. Hy het geglo sonder dat hy dit hoef te gedoen het. Maar u sien, en Jesus sê vir hom, toe Jesus dit vir hom sê, wys Jesus vir hom, ek weet alles. Thomas, ek ken jou. Ek ken jou beter as wat jy jouself ken. En dit so sê Jesus vanoggend vir u en vir my. Hy sê, ek ken jou beter as wat jy jouself ken. Ek weet wat in jou hart aangaan. So kinders van die Here, ons kan niks vir Jesus wegsteek. Ag man, as ek afvoel, ek voel mis dat gaan op jou knieë sê, Jesus, vergewe my. Vergewe my dat ek so gevoel het. Vergewe my dat ek getwyfel het. Want die twyfel kom ons maar in ons almal soms. Een of ander tyd, dan wil ons twyfel. Kom ons gaan terug na die Here toe en vra om vergifnis. Hy ken jou in elk geval. Hy weet presies. Maar weet jy wat is pragtig? Toe Jesus dit vir hom sê, vers 27, daarna sê vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas, jy moet glo. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Die vorige keer was hy nie daar gewees. Wat het hy gemis? Maar weet jy wat? Die volgende keer is hy daar. En Jesus het iets baie spesiaals vir hom. En Jesus maak sy geestelike oë oop. Jesus maak Thomas se oë oop. En Thomas is die eerste een van die disippels wat vir Jesus aanspreek vir wie Jesus is. Want Thomas was nou daar, Thomas het hom beleef, en Thomas se oë gaan oop en hy sê, my Here en my God. My Here en my God. Het u al op 'n punt gekom, dat u kon sê, my Here en my God, u lewe, u is in beheer. Kom ons, gee ons lewens aan Jesus. Kom ons vertrou hom. Kom ons wees getrou in die dinge van die Here, sodat ons hom kan beleef en kan sê, my Here en my God. Amen. Dankie Jesus vir die woord. Ag, my gebed is dat u die naprediker sal wees. Ek wil dankie sê vir u vrede. U het vir elkeen van die kinders u vrede gegee. Gee dat ons u vrede sal ervaar. Gee dat ons sal doen wat u van ons verwag. Maak van ons disippels wat uitgaan om ander disippels te maak. Gee dat die saad wat gesaai is, dat dit sal groei.
help elkeen van ons om getrou te bly. En help ons om uit te gaan en 'n verskil te maak. Ek bid vir baie wysheid. Ek bid vir kennis. Ek bid vir geloof. Ek bid hierdie dinge in die naam van Jesus.